die boka. Ai, 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 ai. En Dr. Kruiven ook asseblief, groot asseblief. Rugby is belangriker as geld. Goeienag en mooi doop. Dag ou groote. Lekker, Lommies, World in Union, opgewonde, ek kan het oral agterkom, sien baie uit. Ek wil net die mense daar buite sê, die bokkers is hier, praat met jou vrou, praat met jou man, praat met jou pelle die wat trou, praat met jou werkgewer en draai jou trui op Vrydag, sommer elke dag. Ek kan nie wag nie, dit is ongelooflik. Ek sit by die werk en ek bewe en ek kry nie gewerk nie, want ek sien net uit, ek kan nie wag nie. Yes, julle, ek kan vir al ons kykers sê, Tiaan het daai geoefen, soos ek graad 5 skoolseentjie in die spieël voor die stort voordat hy uitgekom het. Dis hoe opgewonde hy is sommer lus om take te doen vir die bokke. So nee, ons is gereed. Lekker, ons het nou vandag 'n spesiale gas hier by ons, so 3 dae uit voor die eerste game in die openingsseremonie. Ja, die ou, kyk, hy's iemand wat van die uiterstes hou om dit te toets en hy geniet dit. Hy het 11 komritse gedoen, 12 Two Oceans, 10 Two Oceans. Hy het 'n vol Eysterman gedoen, 'n Moonga Trail, hy het die Brede Rivier Canoe Marathon gedoen. Hy's basies 'n rekkie, hy sal vir jou agterna 'n bietjie later in die aand vertel. Hy's baie lief vir lees, hy's 'n boekklub lid, stigter. Hy was 'n advokaat en nou 'n prokureur. Hy's 'n spelersverteenwoordiger en is 'n pa van 4 seuns. Attie Heinz, welkom by ons. Baie dankie, nee, dis lekker om hier te wees. Ek is baie teleurgestel dat jy uitgelaat het dat ek ook 'n mannekoor gestig het. Wel 2, een in Ceres en een in Pineland, so dit is eintlik waarmee ek moes begin het, maar ek weet nie of ek een aand laat vir jou al daai goed gesê het vir myself nie, maar dit klink asof ek 'n bietjie verbal diarree gehad het. Ja. Nee, jy kan jou vrou bedank, Judy, die wonderlike vrou wat sy is. Sy het vir my 'n paar stats daar uitgedeel. Oh. Maar nee, baie lekker om jou hier te hê en eintlik is ongelooflik opgewonde om met jou te gesels oor 'n paar rugby dinge. Jy's betrokke by die Wêreldbeker. Jy het verskriklik baie kennis in die rugby wêreld, in die kringe en oor baie ander dinge al buite ook. Maar sien uit om 'n paar vrae te vra. Ek weet Lombard is baie opgewonde. Maar ek het dit nou eers goed gedink voordat ons vir Lombard ook hier in die woord gaan stel om gou julle rugby kennis te toets. 'n Springbok quiz vir van die 2019 Wêreldbeker af. Alright, kom ons skop hom af. Wie ook al eers 'n hand opsteek en antwoord of skree hom net uit. Wie was die Bokke se top try scoring forward in die Wêreldbeker 2019? Malcolm Marx. Bongi Mnambe, dis seker maar die 2 opsies. Bongi. Ja, hy, een vir Lombard. Teen watse span het die Bokke die grootste wenpunte verskil in die toernooi gehad? Was dit Namibië, Kanada, Italië of Japan? Ek sê Kanada. Kanada toe. 2-0 vir Lombard. Ja, Kobus Reinagh uit gedruk. Ja, druk het dan. Ja. Hoeveel penalties het André Pollard teen Engeland in die finaal oorgeskop? Ek kan dit seker uitwerk, né? Ja, 7, 5, 8 of 6. Maar nie, ek sou nie dit skree nie. 5. Ja, dit moet 5 wees, né? Dis albei verkeerd, 6. Ja, okay. Wie die finaal... Was dit een van die opsies? Ja. Wow. Wie die finaal tussen die Bokke en Engeland geblaas? Jerome Garsey, Wayne Barnes, Romain Poit of Nigel Owens? Jerome Garsey.
Ja, nie Nigel Owens nie. Jerome Barsay 2-1. In jou line of expertise. 5 vrae oor. Waar het Kobus Reinagh achieve in Pool B match against Canada? Ek dink julle dit laat maar hoor my uit. Scored the fastest bonus point try of the tournament, scored the fastest try from kickoff of the tournament, scored the fastest hat-trick of the tournament, or scored the fastest hat-trick first hat-trick of the tournament. Fastest. Onthou daai 1-3 wat hy gaan druk het, wat hy so gebreek het uit sy eie helfte uit, was dit nie van 'n kick-off gewees nie? Is dit nie van 'n kick-off gewees nie? Ja, hy het hom net gevang en 3, 2. Ja, ek sê fastest hat-trick, ek weet nie. Okay. Ek sê van 'n kick-off of. Is dit? Wat sien is dit? Kyk, hy het net opgekom, dink ek. Het hy gestaar? Hy het gestaar. Ja, maar ja, hy het dit vinnig gedoen. Jy het nog gedink hy gaan 'n paar drie druk. Ag, hy gaan nog meer as dit druk. Ek dink dit is fastest. Ja, maar hy het dit eers gesê. Okay, how many changes did Rassie Erasmus make to the side that beat Wales? Wat is dit? Dis die fastest hat-trick. Ja, okay. Ja. Sê dit. Ek vra om verskoning, my kop is op. Hy wil net hê jy moet te ver voorloop, hy's 'n gentleman. How many changes did Rassie Erasmus make to the side that beat Wales in the semi-final ahead with a clash? Van die laaste pool game af na die quarterfinals toe. Nee, van die span wat die Wales gewen het in die semifinaal tot die finaal. Die finaal. My chick sien hy daar in die bomsquad het hy weer 'n bietjie gekarring. Wat is opsies? 2, 4, 3 of 1. Ek raai 2, maar ek weet nie, ek dink hy het iewers iets gedoen. 2, 3. Antwoord is 1. Wie was dit? Ek het nie die antwoord hier nie. Who earned his 50th test cap against England in the final? 50th. Ja. Het hy begin of het hy as 'n reserve opgekom? Gestart. Siya Kolisi. Dis was dit Siya, dis 'n goeie een. Ek dink dit was so perfect of perfect. Siya Kolisi. Who conceded the box only yellow card of the tournament? Beast. Ja. The box scored 33 tries during the tournament. Where did they rank on the list of most tries scored in the competition? 4de, 3de, 2de of 1ste? Yes, hulle is nie bekend daarvoor dat hulle die meeste 3 drukkie, maar hulle het nou meer games gehad as die meeste ander ouens, so hulle het dan nog 2 in die finaal ook gedruk. So wie sê nou, wie nog, okay, so obviously New Zealand so baie gedruk het. Dis wat ek ook Quick fire questions. Hulle is 2de, yes. Who made 33 tackles with 100% success rate in the tournament? Pieter Stuyven de Tooy. Ek back that, whatever, Pieter. Bonkie Monambi. Maakie Volken, honder los. Ja, Maakie Volken, honder los. Alright, nee, lekker, ek dink dis vinnig in 'n netedoppe vinnige 7 minute koers wat baie vinniger moes gegaan het. Dankie vir julle diep denke. Ja, maar dit is deeltemal onregverdig. Ek bedoel, dit is nou, jy vat nou vir Lombard, hy's 'n jong man, 2019 se World Cup. Ek dink ons moet teruggaan in 1987 se World Cup. Dan is dit maar dis ook onregverdig van die bokke wat jy gespeel het. Nee, dis net my kennis en my ouderdom. Toe was ek so oud soos Lombard was in 2019. Ja. Ek gaan dit afskop Attie, ek dink vir almal wat jou nou nie ken nie, wat mense buite seer is en ek dink eintlik mense wat onder die klip bly. Die gaan ons nou vir die hele wêreld uit. So. Die wat jou nie ken nie, vertel ons bietjie meer van jou. Waar is jy gebore? Waar kom jy vandaan en so tot jou universiteitsloopbaan? Wie's Attie? Ja, ek sal dit maar kort hou. Ek het in die Oos-Kaap groot geword. Ek was in 'n landbouskool, hoër landbouskool Malou. Die Wolramme, ja. En dit is nou interessant, nou kyk Malou van agteraf is ons nou spel die Wolram, maar dit is heel per toeval. Daai is Merino wêreld. Maar die stasie, daar's 'n treinstasie by die skool wat nou waarskynlik Christopher Malou of iemand vernoem is. En dit is heeltemal op 'n toeval. Nou so ek was daar en toe was ek weermag toe gewees. Dit was nog 'n lekker rugby tyd gewees. Daai tyd dit was in 1990 gewees. Vir julle manne wat nou kan ver terug onthou. Ek onthou met die weermag rugby week was Uli Schmidt was daar. Hy het toe vir Noord-Transvaal weermag gespeel. Garth Wright was daar gewees wat
weet nie of julle manne of hulle kan onthou nie. Ek ken die naam, maar Weermag polisie was altyd 'n groot game, of is ek nou verkeerd? Ja, dit was groot game, die ding met die polisie was, hulle was altyd settle teams, want jy bly in die polisie, maar die Weermag was 'n bietjie anders, as ouens se diensplig gedoen, en ouens soos Olie Schmidt, hy was 'n dokter gewees, en hy het na die tyd dit kom doen, so jy moes dit maar net daai tyd doen. Anyway, dit was goeie tyd gewees. Frits van Heerden, ek weet nie of julle vir hom kon hou nie, hy het gespeel teen die 97 Leeu's, hy het daai tyd saam gespeel. In die geval, toe was ek Stellenbosch toe, na Stellenbosch, heel per toeval in 1996 hier op Ceres beland, en 96 en 97 het ons, dit was uitsonderlike spanne gewees wat ons gehad het. Ons het in 1997 het ons in die semifinaal van die Suid-Afrikaanse klapkampioenskappe teen die nou UJ verloor, teen Rau. Met Ceres se span, hè? Met Ceres se span. Ja. So en dit was locals nie, François van Wyk, ek weet as julle ooit 'n kans kry nie, gaan na François van Wyk by Toyota Garage, gaan in sy kantoor in, kyk daai foto's wat daar hang. So hy was hier gewees, Piet Nel en HD Bekes, Wion Weem wat nog hier op die dorp is, Heine de Tooi van Laaste Drif, hy het 'n klomp games vir Boland gespeel, kaptein ook, Hawies Fourie wat vir Cheetahs afrig. Een van die beste rugby, almal van hulle sal sê die beste rugby speler wat hy nog gespeel het was John Hammond gewees, Daniel Goosen hier van Hamlet, was absoluut 'n fantastiese span. Freddie Koopman wat werk by Kaap Agri. So was regtig net 'n klomp locals en dit was 'n baie spesiale tyd. Toe daarna as ek Wallis toe, ek het toe so Sê gewees sorry op Stellenbosch het jy? Ek het by Cravens gespeel. Wel ek het maar Koshuis rugby. Dit was my Hy's Maree manne. Ek was hy's Maree gewees, ja. Ons het ek wil dit nou maar sê om vir Tiaan tevrede te stel. Ons het in my 4 jaar wat ek in die Koshuis was, het ons 1 keer teen Dagbreek gewen nie. En toe ek uit huis Maree is, het ons 1 keer teen Dagbreek verloor nie. So dit het net gewag dat ek uit die Koshuis uitgaan. Nee, en jy het regtig swat, ekskuus. Ek het regtig geswat, ekskuus tog, ja. En toe belangrike deel van die universiteit. Ja, nee, ek het dit uitgelaat met 'n rede. So toe ek oor see, ek het toe so 'n kontrak, noem ons dit nou 'n bietjie hoog gestel, maar ek het dan nou 'n werk gekry, 'n bietjie geld gekry en verblyf in 'n kar en so om te gaan rugby speel. En toe het ek daar begin swat en toe het ek gekwalifiseer as 'n prokureur. Maar ek was die hele tyd betrokke gewees in rugby daar in Wallis. En toe het ek teruggekom, het was min of meer in 2004 en toe het ek nou by die Balie aangesluit. Ek was toe advokaat gewees in die Kaap. Voordat ek in 2014-15 in Ceres toe gekom het. Okay, ja. Interessant. En toe jy van daar af nou met jou rugby invloede wat jy vandag het, of kom ons sê jou koneksies en so in die rugby, weet jy begin deur om betrokke te raak in die regsproses en die verhoorproses van die rugby. Wat is dit? Ja, dit is interessant. Ek weet nie wat julle manne nou kan onthou van die 2009 Leeu Tour nie. Ja. So ek was toe was ek 'n junior advokaat gewees. So nee, ek was toe nou nog nie lank by die Balie nie, so 4-5 jaar. En daar was 'n oud koshuisvriend van my, Gerry Swart. Nou, hy was ook 'n prokureur en hy het my so 'n bietjie gebruik as advokaat, maar hy was baie betrokke by die rugby gewees. En hy laat weet my toe dat daar's 'n moontlike saak wat nou gaan volg, omdat die destydse IRB, dis nou World Rugby, gaan nou vir SARU en die Springbokke aankla, want die Springbokke het in die 3de toets teen die Leeu's het hulle wit armbande gedra. En daarop het gestaan Justice for Bakkies. So wat gebeur het in die 2de toets teen die Leeu's in 2009 het Bakkies vir Adam Jones geclean. Perfectly legal, clean, absoluut fantasties. Maar hy dislocate toe sy skouer en ja, dit was baie pynvol, maar totally legal. En toe was daar 'n verhoor gewees en Gerry het die verhoor gedoen en toe ban hulle vir Bakkies vir 'n toets en daar was 'n absolute uproar gewees daaroor en toe besluit hulle gaan nou wit armbande dra. En toe het die hele Pieter de Villiers en die klomp SARU manne het ook sommer wit armbande oor hulle baadjies gehad en daar het gestaan Justice for Bakkies. Toe het hy vir my gevra, maar wil ek het die saak doen nie. En ja, so ek het toe daai saak gedoen teen
wel toe ons nou die IRB ons aangekla het. En van toe af het ek maar dit was 'n baie interessante saak. Ek kan julle regtig hele aand ophou net met daai saak, maar ek het toe daai saak gedoen en van toe af het ek maar al vir die tyd wat ek in die Kaap was, het ek al die bokke se regswerk gedoen wat nou na advokaatskant toe gekom het. Ja. So dis hoe dit begin het. En dit is obviously nou in die laaste 4 of 5 jaar het daai behoefte vir so tipe regsadviseur net soveel meer gegroei met die high-pace tipe goed wat daar nou kaarte kom. Ja, dis eintlik kyk dit is eintlik al vir in 'n mate was dit al vir beperking. Dit is 'n klein gedeelte. Die rooi kaart is 'n klein gedeelte. Daar's 'n so die tweede ding wat ek gedoen het was in 2010 was 'n doping ding. Toe Chili Boy Ralapele en Bjorn Basson het positief getoets vir doping. As jy nou jou naam Google, is dit een van die eerste goed wat op. As jy nou vir my wil vra wat een van my professionele hoogtepunte was dit, nee. Net omdat ons het hulle afgekry. Maar nie daar was niks magic staan wat ons gedoen het. Die feite het gelukkig net ons het hard genoeg gewerk en die feite het vir ons so uitgedraai. Ja. Maar so dit is kontraktueel was eintlik maar die grootste goed. So dit was elke jaar was daar bekleierery tussen die spelers. Dit was daai tyd SARPA, South African Rugby Players Association en SARU elke jaar oor die kontrakte, die Springbok kontrakte. En ons het elke jaar was daar mediasie en daar was arbitrasies. En ek het nogal baie met die spelers te doen gekry en dit is interessant, jy weet wie die spelers is wat nou, jy weet wat savvy is met die kontraktuele goed en ouens wat net so. Wie was die wakker ouens obviously van daai tyd? Was dit die ouer manne? Ja. So ek vind daai dis eintlik so 'n bietjie ander punt wat ek wil maak oor goeie Springbok spanne. Het nie altyd te doen met die beste spelers nie. En jy weet ouens slag nou die afrigters omdat hulle nie vir Evan Roos kies nie. Jy kies nie vir Elrie Gloum nie of ek kies nie. Jy weet die ouens met daai gravitas, dit is die ouens met die emosionele intelligensie. Hulle is die ouens wat 'n span vat na 'n volgende vlak toe. En daai 2009 span, kyk, en oor afrigters kan ek nou ook 'n klomp goed sê, maar jy weet Pieter de Villiers was nou, met alle respek, ek dink nie hy was 'n baie goeie afrigter nie. Maar die spelers, ja, die spelers, so die heel eerste keer toe nou stap ek in die spanhotel in, daar in Bloemfontein in 2009 en nou dis nou Bakkies Botha en Victor Matfield en John Smith en Johan Smith en John de Villiers en Pierre Spies en die manne. Legendes. En nou praat ek met hulle en ek dink hulle gaan vir Pieter de Villiers disregard. Want ons is eintlik in 'n aparte span. SARU word aangekla en Springbok word apart aangekla en so. Ek dink toe nou en SARU het toe vir ons Andy Marinos was toe nogal by SARU die team manager of teams gewees. En hulle toe al vir ons onder die bus ingegooi en ek dink toe met die spelers gaan sê maar hulle kan nou dinge gaan. En toe ons nou klaar besluit het. Okay, dit is ons strategie. Toe sê hulle wil eers met Pieter praat. En dit het nogal vir my iets gesê van die verhouding tussen die spelers en die afrigter. Ja. En ek onthou hulle het so gesit op twee stoele, John Smith en Victor Matfield en Pieter de Villiers het so tussen hulle kom sit, so op sy knieë. En hulle het sy arm so om hom gesit en hy het sy arm so om hulle gesit. En toe sien ek net, daar soos daai trustverhouding wat die span laat presteer het, bokant dink ek wat, jy weet jy so verwag het, jy weet jy so, met 'n Eddie Jones wat nou tegnies uitstekend is, maar sy management is power, teen hierdie ou vir wie hulle sal absoluut oorlog toe gaan, jy weet hy kan nie twee Engelse woorde na mekaar sê nie, maar hulle het hom absoluut geheer hou. Maar daai span, en ek dwaal my heeltemal af van die vraag af, maar daai span, as jy net gevat nie, so op 'n stadium was John Smith, was hy voorheen gewees, dan het jy vir Bismarck gehad, en vir Jannie gehad, het vir Beast gehad, Victor, Bakkies, Johan Smith, Skalk Burger, Pierre Spies, Fourie de Pre, okay, Morne, hy lag net die hele tyd en praat met John de Villiers, Brian Abana, Frans Steyn was 'n maverick, Frank the Tank, soos hulle hom genoem het. Maar die hoeveelheid, daai ouens het, ek onthou, so ons stap in, ek het toe 'n vergadering met die ouens in 2010,
ek kon nou gedink, het was 2009 ja, het ek die vergadering met hulle by die Spanhotel in Kaapstad. En ek het nou, is nou klomp goed wat geteken moet word, en ek moet nou vir hulle voorlegging lê oor ons plan en alles. En my afspraak is vir 8 uur die aand. En ek is sê nou maar 7:15 daar, en 7:55, toe sit al die ouens. En ek is toe nou nogal verbaas, want ek bedoel, die ouens, jy weet, ek dink nou my klomp jong manne en so, en toe sê Piet Heymans, wat destyds nou die CEO van SARPA was, toe sê vir my, wat jy nou sien is totaal buitengewoon. Hy sê toe vir my, van vorige keer, dan sal hulle 'n spanvergadering belê, dan daar gaan 7 ouens op, en hulle daag laat op. En toe sê hy vir my, die vorige Vrydag was hulle, vorige Saterdag het hulle gespeel op 'n plek, na die tyd so 'n funksie, Victor en John Smith kyk vir mekaar, binne 5 minute sit al die ouens in die bus. So as jy daai tipe verhouding in 'n span het, en daai tipe emosionele intelligensie, in 2015, en ek wil nie afbreek maak teenoor wat toe gebeur het, en my blootstelling was ook anderster gewees, maar ek het by die Spanhotel aangekom, dit was aan die einde van 'n toer gewees, dit was die Sondag gewees, na die laaste toer, so dis heeltemal anderster, ek wil net dit sê, met glad nie daai gevoel gehad, jy weet, dit was toe Alistair Coetzee afgerig het, en Adrian Strauss was Adrian Strauss, 'n great kaptein ook, maar jy het net nie daai gevoel gehad oor die span. Dit was nie dieselfde gewees. En kan dit wees uit 'n sê maar nou ook vir lack van of vertroue van die coach se kant of 'n lack of respect van die spelers se kant af na die coach toe? Of is dit bietjie die pot mis het? Want ek weet dit is sê maar nou as 'n totale buitestander, wat ek gedink die probleem is met Alistair Coetzee is sy gesag word nie noodwendig gerespekteer nie. Hy maak sketchy calls en nou ouens wat al lank aas dink, shit. Ek dink dit is baie moeilik om te sê dit is dit of dat. Jy weet as jy vir Heineken Meyer van die sukses wat hy gehad het by die Bulle, en hy kon dit nie replicate by die Springbokke nie, want dit is by die Springbokke is dit 'n ander kultuur, en dit is wat Rassie reg gekry het, Rassie en Jacques, hulle het dit reg gekry, is om, jy weet as jy by die Bulle is, die Bulle het 'n spesifieke kultuur, Heineken kon dit raak sien, hy kon daai goed inkoop, maar jy kan nie dit replicate by die Bokke nie. So dit is baie moeilik, en ek dink die ouens het baie respek gehad vir Alistair, maar dit is maar 'n kombinasie van goed, jy weet. Dit is baie moeilik om te sê dis die een ding of die ander ding. Vir Pieter de Villiers wat ek kan sê, jy weet as ek nou is nou 'n crazy analogie om te trek, maar dieselfde ding wat vir my van Jacques en Siya Kolisi en Rassie tot 'n mate en Pieter de Villiers is hulle ego. Daai ons het nie hulle Jacques Nienaber weet jy om ego te spel nie. Daai ou ry met 'n ou klein karretjie, hy loop met so 'n missie, hy gee glad nie om oor niks. Hy het geen ego nie. En ek dink ek dink dit is 'n ding, byvoorbeeld jy baie sterk span, jy kry ou soos Pieter de Villiers wat die afrigter word, maar hy probeer hulle nie dominate nie. Hy probeer nie vir hulle sê hoe hulle moet speel, en hy probeer nie vir hulle sê, hy voel nie insecure om vir hulle te sê hoe hulle moet speel, en hulle dink maar jy weet niks hè. Hy sê vir hulle kerels, julle weet die beste, kom ons praat, hoe gaan ons dit maak werk? Selfs met Siya Kolisi probeer nie vir Dwayne Vermeulen of vir iemand sê ek is eintlik die kaptein. Hy sê luister, daar's goed wat jy weet en ek nie weet nie, en so tot die mate dat daai span, ek sê nou, daai span gaan geweldig armer wees sonder Siya as wat hulle met hom is. Baie armer. Hy sal ten spyte van, en hy speel baie goeie rugby, maar ten spyte daarvan net sy teenwoordigheid in daai span is 'n baie groot ding. So is nou 'n algemene antwoord, maar ja. Maar mens kan dit optel van buite af ook. Ek dink toe hy nou bevestig het hy's terug en hy's reg en hy speel hy eerste game weer uit 'n verskriklike groot impak net in ons gemoed ook eintlik hier van ver af gemaak. En ook hoe hy is, sê maar, ekskuus, as hy daai vibe in die tunnel, hoe hy sê maar nou ander kapteine, daai humility wat hy ander kapteine in die tunnel benader vir 'n coin flip. Ek sien 'n video van hom en Sam Kane wat hulle ching chung cha, ekskuus, hy bring daai aura van kalmte en sekuriteit, want dan gaan jy op die veld en ek het vandag toe kyk ek op die breakdown wat hulle toevallig gepraat het oor Siya Kolisi se invloed op Suid-Afrika, is baie Richie McCaw-esque. Dis daai presence en hy gaan werk totdat hy nie meer kan nie. Hy sal deur hel en terug gaan om sy knie reg te kry, tydsreg te wees vir die Bokke, en op die veld hy sal hardloop, hy sal
Het hy net 40 minute in hom, is dit die 40 minute. Kyk, ek sal nou wat sou julle manne sê as ek nou vir Siya Kolisi kry vir ons podcast, maar Kyk, dan gaan ons World Cup. nee, ek kyk, daai ou is kyk, julle weet ons nou, hy het al hier by ons op series 'n draai kom maak en so aan. Vir die wat nie geweet het, nou weet julle. Ja, Nee, hy's daai ou, hy het 'n absolute presence wat en dit is nou van ek kan vir julle 'n klomp stories oor hom vertel oor sy presence, maar dit gaan gepaard met zero ego. Dit is deel daarvan. Hy staan nie daar en hy probeer iemand impress en so nie. Hy is net wie hy is. Hy is 'n absoluut remarkable human being. Ons het daar gepraat in die vorige podcast ook wat ons net gesê het van waar hy gekom het 4-5 jaar terug of sê maar 5-6 jaar terug voor die World Cup. Ja. Daar waar hy was en waar hy is net as 'n persoon is eintlik ongelooflik, maar terwyl ons nog nie te ver van dit afwyk nie, ons almal hoop Alistair Coetzee kan Namibië se eerste wen in die World Cup inbring. So ja, as ek dit kan link met my betting odds ook. Van dit is Namibië se game teen Italië, nee, dis 'n very long shot. Ek weet, maar dis die eerste game van 'n World Cup. Almal is nervous. Daar's 'n paar goeie spelers in 'n Namibië span. Hulle het 'n goeie 8 of 9 spelers wat genuinely in 'n Italiaanse span sal kan speel. 27 odds, dis die betting, maar nee, jy kan baie geld maak. Ek moet sê baie geld verloor. Maar ek wil sorry, ek gaan julle nou nie rede val. Ek wil net anders dan gaan ons heel aand lank praat en by belangrike goed uitkom nie. Atti, ek wil vir jou vra om vir ons 'n bietjie te verduidelik, wat is jou rol met die Wêreldbeker? Waar is jy betrokke? Wat kan jy vir ons sê? Hoe het dit gekom? Het Jacques jou gebel? Wat is jou rol? Vertel 'n bietjie vir die mense daar buite en dan wil ek eintlik 'n bietjie dieper ingaan in dit en 'n paar vrae rondom die World Cup en die voorbereiding daarvoor, want ek dink dis die gesprek wat ek en jy al gehad het, dit is vir my ongelooflik interessant. So die ek het net al gesê ons het nou 'n bietjie afgedwaal van die punt af, maar die hele die dissiplinêre gedeelte van die legal goed is eintlik maar 'n klein ding. Maar toe ek nou weg is uit die Kaap het en Ceres toe gekom het, toe ek nou daai goed afgeskit en ek het gesê ek sou net betrokke bly by die goed en omdat mense dit remotely kon doen. En so ek het toe nou net bygebly met die geel kaarte, rooi kaarte, dissiplinêre goed. En so ek het dit aanhou doen en toe met die vorige World Cup ook, was ek die hele tyd op so jy ons is so 'n paneel van so 4 ouens en jy's nou elke 4 naweek min of meer aan diens en dan met instryde en so dan kies hulle nou wie hulle wil hê. En met die vorige World Cup was ek aan diens gewees vir die hele World Cup en toe nou die keer ook weer. En maar ons het nou met hierdie jaar sin het ek nou al die geleentheid gehad met die vorige World Cup, was al 'n paar goed wat my gepla het en wat ek nou die geleentheid gehad het om reg te stel. En wat ons toe gedoen het is ons het so ek dink ons het seker al in April maand begin met calibration sessions en dan sit ek en Jacques Nienaber en Felix Jones, Eugene Henning ook, hy's jou van my players en dan gaan ons deur scenario's oor, jy weet, dit gebeur en hulle praat nou oor tegniese goed en ek praat van 'n regsoogpunt af en ons het onsself probeer, jy weet, so skerp as moontlik kry vir die World Cup en daar het baie beplanning ingegaan. Ons het byvoorbeeld vir elke wedstryd is ons is nou 'n paneel wat aan diens is. Is ek en is nou so 'n bietjie op hierdie stadium is dit nog so 'n bietjie vertroulik, so ek weet nie wanneer ons hierdie gaan uitsaai nie, maar daar is ons 2, Jerry Flannery en Andrew Trimble is 2 oud internasionale Ierse spelers wat op ons paneel is. So ons as 'n voorbeeld nou net, ek val myself in die rede, ek gaan nou terugkom na die ander deskundiges toe. As hier hardloop 'n speler teen die kantlyn af, hy hardloop, hy sit sy balans op hierdie voet, hy skuif die bal na hierdie hand toe, die speler kom van daai kant af en Tiaan, jy het nou al 'n verhoor van my bygewoon. Ek kan nou goed sê en die paneel kan vir my luister, maar as 'n deskundige dit sê, iemand wat self internasionale rugby gespeel het, dan het dit 'n ander impak. En dis hoekom ons besluit het om hulle in te kry. En ek dink dis die eerste keer in die geskiedenis van hierdie
van verhore wat ons nou deskundiges ingekry het. En nou ons het nou Vrydag aand het ons nou submissies ingedien vir Pieter Steff de Tooy se geel kaart wat hierdie submissies in is, en dit gaan vir ons verskriklik interessant wees oor wat World Rugby gaan doen daaroor. Ons geen twyfel dat nie een van die ander spanne doen dit nie, en of hulle gaan dit kopie of wat hulle gaan sê, nee, maar dit moet nie toegelaat word, wat ook al hulle gaan doen daaroor. En dan het ons vir Cheryl Calder, ek weet nou nie of julle vir haar ken nie, maar sy het in 2003 het Clive Woodward het haar gekry as sy's 'n visual expert. O ja. Ja, en hy het vir haar gekry in 2003 al, ons het haar ingekry. Byvoorbeeld nou, sy het gesê in Pieter Steff se geval, dus Pieter Steff het alles reg gedoen. Sam Kane kom, hy word getackle deur Marco van Staden. Ja, hy step van binne af, maar sy sê dan wat gebeur met jou visie in daai instant, want hy doen iets wat half onnatuurlik is, want hy dip sy kop heeltemal. En sy sê as jy visual perspective het, as jy weet met Pieter Steff, dan sê jy dit nooit doen nie, maar jou visuele perspektief verdwyn heeltemal. So dis wat gebeur, dit is hoekom hy dit doen. So hy gaan in 'n spasie in waar iemand anders se kop is wat jy nooit sal doen nie. So sy kom daaraan en dan is 'n verskriklike interessante ou. Die ou se naam is Brian Green. Hy's 'n biomechanic, 'n human biomechanic expert, as ek dit so kan stel. Hy's nou in Amerika in San Diego, maar hy's ook 'n Ier. En ek gaan die eerste koneksie is nog nie vir julle obvious is hy, sal ek dit nou sê ten minste vir die luisteraars strip kykers, maar daai ou is ongelooflik. Hy was ek is nie seker of hy by die Ierse span betrokke was as 'n tipe van 'n fisioterapeut, biokinetikus en so, maar hy is ongelooflik oor hoe hy dit analiseer en van die visie tot elke liewe aspek daarvan. So in elk geval, ons sit nou en ons kyk na elke wedstryd en dan moet ek identifiseer of die span nou waar hulle speel of ons iemand wil cite. En daar was al 'n paar keer dat ons dink ons kan iemand cite, maar ons gaan nie iemand cite as dit die takties sin maak nie. So tussen ons 3 vrouens nou hierso om die tafel, al 12 mense wat luister. Al 12 mense wat gaan luister, is as ons gaan cite, gaan ons teen Ierland cite. Hulle weet al klaar wie ons gaan cite, want hulle weet klaar wie tackle waar ons gaan hardloop, hoe daai ons gaan tackle. Yes. Ons het byvoorbeeld oor elke liewe speler teen wie ons speel. As ons speel nou teen Skotland die naweek, dan stuur hulle vir ons en ek wil net gou weer die post op die dik. Al hierdie goed kom van my players af en ons kan eendag 'n podcast net oor my players hou. Daai ouens dis 'n vakbond. Ja. Hulle het min geld gehad. Toe stuur hulle 'n ou Amerika toe om te gaan kyk hoe die baseball en Amerikaanse voetbalmanne, hoe hulle as player unions hulle goed bestuur. En nou hulle is op 'n ander level. So hulle finansier 'n klomp van hierdie goed. So hulle finansier byvoorbeeld as elke speler teen wie ons speel op internasionale vlak. Kan ek vir jou sê hoeveel professionele minute daai ou gespeel het? Hoeveel geel kaarte hy gespeel het? So met ander woorde, hoeveel minute hy gespeel het per geel kaart wat hy gekry het, waarvoor hy dit gekry het en so. Waar kry hulle daai stats? Moet hulle dit self insamel? Nee, ja, hulle dis nie self persoonlik nie. Hulle het 'n agency wat hulle help daarmee. Okay. Ja. Dit is interessant is om so stats te kan Primêre kry. data, so dit sal van 'n groot datapool af wat hulle dit moet gaan. Ja, hulle gaan soek dit wyd en byvoorbeeld soos nou die uitsprake, so vir my baie belangrik is, as die oue geel kaart gekry het, waarvoor het hy dit gekry? En dan wil ek die uitspraak hê. So hulle het nie toegang tot die uitsprake self hê. Hulle sal nou byvoorbeeld hê waar waar dit in 'n nuusberig was. Dan sal hulle dit kry, maar ja, so hulle kry dit. So dit is nou om terug te kom Tiaan, so. Dis nou alles deel van die opbou daarna toe. Nou die groot spanne, wel as ek nou sê die groot spanne is dis maar basies Australië en Nieu-Seeland. Hulle het hulle regsouens wat saam met hulle gaan. Die ou wat vir Australië gaan, Aaron Lloyd, hy is ook nog 'n Nieu-Seelander, maar hy gaan vir al die Tier 2 nations ook. En dan Skotland, Ierland, Engeland, daai hulle kan ons nou maar net oorvlieg. So hulle is ja. So ons is die enigste land wat nou nie iemand permanent daar het nie, maar hulle het dan gesê ek is nou beskikbaar van die laaste pool game af.
So as die laaste, as ons daar 'n rooi kaart kry, dan sal ek oorvlieg, maar dan gaan ons dan gaan ek vir die kwart eindronde en vir die half eindronde daar wees, want dit is vir ons baie belangrik om in persoon 'n verhoor te hê. Jy weet, dis nou soos om vir my om vanaand as ek nou hier op 'n skerm gesit het. Dit is net nie dieselfde nie. Ja. So Maar sommer op daai noot, so hoe werk die verhoorproses? Vandat sê nou maar ou kry rooi kaart, jy het nou gepraat van geel kaarte, gaan julle ook probeer counter en ek weet nou wat die woord is nie, teen dit gaan, maar van 'n rooi kaart af, vanaf die ou gesite word, ek dink baie min mense daar buite weet hoe dit werk. Hoe werk daai proses? Wie is die mense wat verteenwoordig of die paneel uit bestaan, daai tipe ding? Hoe werk dit? Tiaan, ek gaan nou in die algemeen sê, want dit verskil. So as jy op as jy altyd as jy op 'n toer gaan soos Europa toe, dan of jy gaan in die rugby championship, dan sal soos die rugby championship handbook. En dan is daar 'n hele proses wat uiteengesit is daarin. En nou is dieselfde met hierdie SARU se kompetisies, wil ek glad nie te veel oor sê nie, maar so dit hang af wat se kompetisie dit is. En oor die algemeen werk dit so. Jy kry die rooi kaart. Is maar 2 gevalle waar daar verhoor is. Daar's 3 gevalle. Dit is die een is as jy 3 geel kaarte in 'n kompetisie kry. Die tweede een is as jy 'n rooi kaart kry en die derde een is as jy gesite word. So kom ons vat nou maar net die rooi kaart gedeelte. So jy kry 'n rooi kaart en dan die volgende, so kom ons sê dit gebeur die Saterdag aan, die Sondag kry jy dan van my kant af kry ek 'n e-pos van die kompetisie se organiseerders af en hulle het vir my is 'n kennisgewing wat hulle dan is 'n brief wat hulle vir my sê jy word in kennis gestel, hierdie gaan die paneel wees, dis hierdie 3 persone, as jy wil beswaar maak in terme van die regulasies, maar jy dit doen. Hier is die footage, ons gee vir jou die skeieregter se verslag, die assistent skeieregter se verslag, die TMO se verslag as dit nodig is. Hier is die mediese verslag en die victim impact statement, dis nou van die ander speler. So dis nou waar hy sê hy het seer gehad die volgende dag. Ja, hy het seer gehad en hy het gehuil en sy vrou het gekla en sulke tipe goed. En dan vat jy maar daai goed en dan sal jy nou maar so jy kry dit en dan is dit altyd moet jy probeer om by die span uit te vind wat gaan vir hulle die beste wees om die verhoor te hou. So hier is nou 'n interessante ding as ek nou weer vir myself in die rede kan val want so gewoonlik wil jy die verhoor so vroeg as moontlik hou. Jy wil want as die verhoor verby is dan kan jy weet hoe aangaan. Nou ons gaan by die Springbokke die jaar as daar 'n rooi kaart gaan kom, gaan ons daai verhoor eers die donderdag hou. En dit is nou geweldig interessant want ek dink almal wil dit teen die maandag al hê want dan weet hulle kan aangaan. So maar Rassie hulle het gesê, jy weet hulle wil die maandag en die dinsdag en die woensdag is moeise belangrike dae vir hulle. Dan het hulle team meetings, hulle het sessions, hulle het alles. So hulle wil hê die moet daar wees. En hulle het in elk geval met al die ouens al geoefen, hulle gaan met hom ook oefen en so. En die donderdag is sy afdag. So dan sy afval af. En dit gee vir ons 'n langer tyd om voor te berei. En veral aangesien ons nou gaan ons al die deskundige verslae kry, ons gaan al daai goed inkorporeer en so. En so dan gaan ons gaan eers op donderdag ons verhoor hou. Dit is eintlik heeltemal teenoor wat ek nou so geraai het. Maar dit is net hoe die ver vooruit gedagtes wat dit voel vir my in elke ding ingaan want dit is 'n afdag ons mors jy 'n dag met hom. Ja. En dan hulle preset planne op ouens in posisies en hoe hulle die goed kies. Dis wat my die meeste beïndruk van die hele ding is hoe April maand al begin het. Ja, so ongelooflik. Contingency. En as jy nou dink daar gaan hopelik geen dissiplinêre verhoor wees in die World Cup. Ja, ons almal hoop vir dit. En daar gaan honderde lynstaande wees. Kan jy dink as daar vir dissiplinêre verhore wat moontlik nie gaan gebeur nie, soveel tyd ingaan. Ja. Hoeveel gaan daar in die ander goed in? Ja. Dit is merkwaardig. Dit is regtig merkwaardig. Nou, Atti, jy werk nou naby met die span en met die mense, is daar iets vir jou wat behalwe nou die deeglikheid wat uitgestaan het van Jacques of Rassie, 'n eienskap of iets wat jy opgemerk het van hulle? Brandy drink vermoë. Ek gaan nou dit antwoord, Jan, en herinner my skep uit my. Ek moet net gou daai vorige vraag van jou. Okay. So ons het jy weet jy kry die inligting en dan berei jy voor en jy stel jou geskrewe submissie stel jy op
en jy stuur dit in en dan is daar 'n verhoor en soos jy nou sal weet wat al ingesit het, dan sit ek hier op Ceres en partykeer is dit in persoon, maar ek sit hier in Ceres en daarso is dit is maar soos 'n Zoom meeting basies en ons het dan 'n verhoor en ons het dit nou net remotely en soos ek weet jy bygesit Pieter Steff, Jasper met so hy sit in Australië, ek sit hier of jy weet Piers Koeman sit in Pretoria, ek sit hier en jy weet in die paneel een sit in Nieu-Seeland en dan het ons 'n verhoor. So die paneel is random mense, random lekraak in aanhalingstekens, so wie is dit wat hulle aanstel om daar te sit? Het hulle 'n paneel wat hulle uitkies of ja, dit is maar so die panele verskil maar oor die algemeen is dit ek vir algemeen, maar dit is nie altyd dieselfde nie, maar dit is kom ons sê die URC. Hulle het altyd ten minste een lawyer, een oud rugby speler en dan soos 'n oud skeieregter of so op. So die een is 'n lawyer en die ander is of in administrasie of 'n oud speler. So daai is bestaande panele en dis maar dieselfde ou karakters. Jy verskyn voor dieselfde mense maar baie ja. En Stefan ter Blanche dink ek is een van die World Rugby van Suid-Afrika se kant af. Ja, so Stefan is op die dis 'n SANZAR ding. So as die suidelike halfrond goed wat hulle die Foul Play Review Committee wat hulle doen is as jy 'n rooi kaart kry, dan gaan hulle eers na 'n Foul Play Review Committee toe. Hulle wil dit expedite. Hulle wil dit vinniger maak so. Dan sê hulle maar jy kan vind die Sondag teen die Sondagmiddag dink ek omtrent. Dan moet jy jou submissies instuur. Hulle het so 'n vorm wat jy op die portal instuur en dan sit jy al jou goed in, al die submissies wat jy nou al gesien het, stuur jy in en dan sê hulle vir jou, ons offer jou 3 weke, vat dit of los dit. En as jy dit reject, dan gaan jy na die verhoor toe, as jy dit aanvaar, dan kry jy 3 weke. Nou Stefan is altyd op daai panele, die Foul Play Review Committee, hy is altyd die speler op daai, hy van Suid-Afrika se kant af, hy en David Barry, en so alles die ouens wat op baie goed is, ja. Jy's maar Stefan der Blanche lyk goed, hè. Om so om te bly, daai ou is 'n masjien. Ja. Hy kom ons wel in Dam af, wat verwag jy? Wel, hy sê hy gaan jou nie gas gee op 'n 21 of 'n 56 op 'n 9. Ek dink Tiaan ek sal hom op 120 moet vat. Ek moet sê daai ou lyk soos 'n resiesperp. Ja, ek sien hom heeltyd dan hy op Vrydag en sulke goed wat hy altyd op sy Instagram post, maar dit is belaglik daai ou. Hy's 'n modelmens op die stadium. Ja. Hy drink die wyn soos ons nou op weeksaande nie. Ja. Okay, met Tiaan terugkom. Jy het nog gevra van Rassie en Jacques. Ja. Dit is baie moeilik. Kyk, ek wil vir julle Stellenbosch manne vertel. Ek het in 1992, is julle al gebore? Nee. 5 jaar. 5 jaar voordat ons gebore is. Regtig? Ja. Sien jy? Genigtig. Ek is moet sê oom Attie, nee. Oom Attie Attie. Hy begin met daai een by my. Nee, toe's ek in ek het altyd vakansies, het ek so by koshuise het ek so sekuriteitswerk gedoen. Dis 'n deurwag het ons dit genoem. En toe het die Shimla rugby span daar kom bly. En daai in die Shimla span was Oshal Marie, Emil Marie wat hier in Ceres is se broer, Naka Drotsky, kan daai hele span nog opnoem. Onder andere Brendan Venter, Franco Smit was daai span gewees, Jorie Creer wat saam op skool was. In geval toe was Rassie in daai span en dit is die stoutste ou onder die son. So ek het hom toe ontmoet. En ja, ek het na dit baie met Rassie, ek het nie so baie met hom, maar ek het met hom te doen gehad, nou altyd as spelerverteenwoordiger en toe was hy by Saru gewees. En ons het altyd 'n bietjie koppe gestamp. Maar hy was altyd hy's 'n goeie ou. Maar ek dink net daar's iets autentiek aan Rassie. So ek kan nou van al die afrigters wat ek nou mee te doen gehad het van jy weet Alistair en Pieter de Villiers en Heineke Meyer, wat 'n goeie ou nie. Heineke Meyer is 'n genuinely goeie ou. Maar hy het nie jy weet ek dink as hy net na toe hy afrigter moes geword in Pieter de Villiers plek, sou dit miskien 'n ander storie gewees het, maar hy het nou nie
wat is die verskil tussen hulle? Want hulle almal is ernstig. Almal is, jy weet, probeer hulle beste, maar ek dink kyk die feit dat Rassie daar was en dat Rassie deur swaar tye gegaan het. As 'n mens en as 'n speler. Dit dink ek het hom baie gehelp om met elke persoon in daai span se in die kleedkamer te kan kommunikeer. En dan hom, dis moeilik om hom en Jacques onafhanklik te evalueer. Maar Jacques, soos ek gesê het net absoluut geen ego nie. En ek wil nie weet hoe hard daai mense werk. En dan het hulle die vermoë, die mense wat hulle om hom lê, daai Felix Jones. Kyk, ons gaan baie ons, maar daai Felix Jones, daai ou is 'n absolute ninja. Hy is absoluut ongelooflik. So hulle het ook die vermoë om mense om hulle te kry wat nou, julle weet nou wat die term mens beteken. Nee, okay, maar jy en die luisteraars kan dit gaan Google. Nee, 'n mens en jy spel dit MENSCH. Dit is ja, ek sien fact check Joe. Ek gaan dit lees vir interessantheid. Fact check dit gou. Dit is hoe hulle is. En ek dink dit, behalwe hulle tegniese kennis, behalwe dit, is dit regtig waar behalwe tegniese kennis, is dit daai ding dat Rassie dit reg gekry om vir Mapimps raak te sien, vir die mens wat hy is, van waar hy kom. En om te ontwikkel, nee. En om te ontwikkel. Ja. En kyk, ek kan nie vir julle sê hoe hard hy ons oefen nie. Dit is op 'n ander vlak. So dit is 'n kombinasie van goed. Ja. Dit is 'n kombinasie van goed, maar so ek het net nou die opmerking gemaak vir mense wat nog kan onthou en ingeskakel is, maar oor die ure. So wat gebeur het is Rassie en Jacques was by Munster gewees. En daai ons was besotted gewees met hulle, want hulle het net gesê hierdie ouens is amazing. En dit is nou obviously Rassie gewees. En die een ou wat daar was Jerry Flannery. Nou julle kan hom ook Google. Hy's nou by Harlequins, maar hy het vir die Ure en vir die Britse Lions het hy hakker gespeel. Daai ou hero worship vir Rassie. En die ander, daar was twee ouens gewees, Elliot Walters wat die fiksheid ou was, wat 'n Walliser is, en dan Felix Jones, die tegniese ou. Daai twee ouens het altyd saamgekom. Ja. En Elliot Walters is toe nou terug. Hy is toe nou na Leicester toe. Hy is toe Leicester toe en toe Engeland toe saam met Borthwick hulle en hy het obviously net vir hulle gesê, daai Felix Jones julle moet daai ou kry. Daai ou julle, dit is betaal hom wat hy soek. Betaal hom wat hy soek, ja. Wat sê, wie is Munster se hoofcoach nou? Mens Jan van Graan, is dit nie? Ja. Was hy's weg uit. Nee, dit is so is die voor hy die ou Engelse voor hy die kort ou met die lelike oortjies. Wat by die British and Irish Lions ook altyd betrokke is. Ja. So mamma se mooiste seentjie. Ja. Maar wat se naam Jan van Graan is nou Bath toe. So hy was Munster nou gewees. Hy was eers onder Rassie hulle dink ek en toe hy saam toe hulle weg is toe hy oorgeneem. Ja, hy was tegnies onder Heineken by die Bulle. Ja. Byna ons Aap. Ja, ons het op skool het ons toe Heineken die bokke coach. Die wat dit nog het, hy was in Affies. Ja, toe Heineken die bokke coach was, toe sy oudste seun so oud as ons gewees. En toe het ons 'n paar oefensessies gehad wat sê maar nou 'n tegniese sessie wat Johan van Graan kom en dan lynstaande doen. Wat daai aankom en obviously gaan hy niks structurally verander of iets nie. Maar hy kom hier aan en dis klein veranderings. Soos voordat jy roep, irriteer jy jou. Sê kry sy kop uit die game uit en dan doen jy dit. Ja. Verstaan, in plaas so die klein goed as hulle self Victor Matfield was ook daar gewees wat hy foot movement net eenvoudige ding so in 'n lyn staan spring en in plaas van hom as jy nou 1 2 3 terug gaan stupid ding wat almal mos nou maar doen as hulle jonk is. Daai te verander en te sê gaan eerder in spring in daai beweging in plaas van 3 tree spring 1 tree en dan wat baie cool net op daai vlak saam met van die ouens te werk en sien soos klein margins. Dis ook fyn skills wat hulle gee nie om oor wat jou lyn staan calls nie. Dit gaan oor die klein goedjies, dis baie cool. Ja. En ouens, en jy weet mense kyk rugby en jy dink net die ou kan nie spring nie, daai ou kan nie spring nie. Maar op daai vlak is dit nogal special, jy weet. Ou Skalk Brits was ook hier gewees en toe hy
die eerste span gevat en hy's nogal hy was my uitstekend geweest. Kyk hy's obviously hy's baie interessant. Baie interessant hou nee. Maar hy het homself hy was so honger geweest en ek het vir hom 'n broodjie gaan koop. Hy het dit net vergeet. Hy was so involved met daai span. Hy hardloop saam met almal en wys net jou voete hier, jou lyf daar en van die hakker tot die heel agter het hy gewys. En dit is nogal ouens wat op daai vlak is net heeltemal op 'n ander vlak. Ja. Dit so ja. Totaal en al anders gewaai. Ek het 'n ander vraag. Ons kan dit lekker kort hou ook, maar Jy's kort tyd. nee, ek wil net ek bring 'n bietjie ander angle nou in. Ek wil graag weet Scott Barrett, nee, daar waar hy op Malcolm Marx geduik het. Hoekom was dit nie 'n rooi kaart nie? Tian, so ek het dit gekyk, toe ek dit kyk, het ek gedink dit is 'n onmiddellike rooi kaart en ek was seker gewees dat hy is toe banker toe gestuur. Jy praat nou van die tweede geel kaart, nee. Ja. Ek praat van die een wat toe Marx lê daar en hy kom duik aan hy is van sy voet af. En hy het toe banker toe en ek glad nie weer gekyk aan hom nie en toe die volgende oomblik hoor ek net die banker sê maar die geel kaart is op die hand. Ek was so verbaas geweest en ek onthou ek het vir iemand gesê in feite ek dink ek het op die Springbok groepie gesê hy gaan definitief gesaai word want ek het dit nie weer gekyk nie. Maar toe ek dit weer gekyk het ek gedink dit is net 'n geel kaart. En dit is oor een eenvoudige rede. Is net die proses is. Kyk, hy het glad nie kontak gemaak met Malcolm se kop of sy nekkie. Fair enough. Dis wat ek gesien het. So as hy nie kontak gemaak het daarmee nie, dan is hy onthou dan onmiddellik is die hele head contact proses is uit. So dan hoef jy nie daarmee te kyk nie. Dan kyk jy net van okay, wat is onthou ek wil net gou dit eenvoudig maak en almal kan dit gaan Google. Die foul so 'n foul spel foul play rules is net van 9:11 tot 9:26. Baie min reëls wat net oor foul play gaan. So daar is eintlik net dis dangerous play. Jy weet, ja. Ek voel net dit van wat ek ook baie mooi na die replays gaan kyk en so ja, hy het nie sy kop gestamp nie. Hy het Malcolm se kop het al teen die ou agter hom gestamp. Maar Malcolm was 'n deel van die spel daar nie. Hy was nie in die pad van die bal nie. Hy was al nie heeltemal uit die rak uit nie op die kant en hy het blaatant op hom geduik op die grond. En vir my is dit cynical. Dit is ek verstaan en die breakdown het weer eens hulle het 'n video of twee gewys waar ons ouens wat op die grond gelê het geclean het, maar dis 'n ou wat oor die balle en jy clean hom en jy vat hom van die balle weg. Ek stem nie saam of my opinie was net soos ek dink net dis my dangerous play. Die ou lê op die grond, hy het hom op die skouer en hy duik hom in die grond en ek dink as Bakkies het gedoen het, hy 4 weke skorsing gekry. Nee, maar dit is 'n baie interessante ding. Jy moet 'n bietjie na Bakkies se dissiplinêre rekord gaan kyk. Bakkies het nie 'n slegte dissiplinêre rekord nie. Hy het 'n reputasie as 'n vuil speler, maar hy het nie 'n slegte dissiplinêre rekord nie, maar dis nou 'n ander saak. Ek sit nou hierso met vir die mense wat nou nie kan sien ek sit nou met 'n blubble hoedjie op my kop so. Nee, so Tian, die ding is net wat maak dit vuil spel? Wat is dit wat vir jou vuil spel maak? Is dit dat hy as Malcolm Marx regop gestaan het en hy was weg van die bal af en hy het hom net geskouer, was dit ook 'n rooi kaart? Nee, die feit dat hy op die grond gelê het en dit is vir my al dit grens meer aan cynical as ja, maar dis die punt vir my. As hy mos nou as Malcolm Marx weg van die bal af was en hy hardloop net teen hom vas, dis ook cynical. So die feit dat dit cynical is nie 'n rooi kaart nie. Ja. So die vraag is net, is dit dangerous? Want dit is waar onthou foul play. Ja, maar ek moet nou gou sê die ding is met al hierdie goed is regtig waar as jy nou in 'n verhoor is soos hierdie, jy kyk daai ding, ek weet nie, seker ure kyk jy en jy kan kyk na verskillende angles en later begin jy so en toe jy self gekyk het daai keer toe jy ingesit met Jasper Wiese se saak is, jy sien later goed wat jy nooit raak sien nie. Ek het dit vinnig gesien, maar vir my was definitief soos jy nou sê cynical, maar cynical is uiteindelik meer te doen met tegniese goed, jy hou die bal weg en so. Dit was net vuil gat. Maar dit was nie rooi kaart nie. Rooi kaart is as dit gevaarlik is. En hy het hierso hy het in Malcolm se skouer vas gegaan en Malcolm met sy kop liggies daar gestamp teen hy.
dit was definitief nie vir my 'n rooi kaartie. Ek moet sê, ek dink ons is net al hoe meer sensitief die laaste tyd vir enigiets wat gebeur, omdat ons ouens voel dit vir my, dit is dalk net bietjie biased omdat ek nou 'n Suid-Afrikaner is, maar het voel vir my die ouens kry vir partykeer vir niks kaarte nie en eintlik is ons dalk nou net sensitief vir dit, of ek is dalk sensitief vir dit. Wat jy ook moet onthou is net, ek val in 'n rede jammer, maar onthou ek kyk altyd uit die spelers se oogpunt uit. So ek is gewoond om spelers te verteenwoordig. So ek kyk die hele tyd soos, hoe gaan ek dit verteenwoordig? Hoe gaan ek daai speler verdedig? So dit is waarvan aan moet kom. Dis die vertrekpunt. Ek verstaan. En julle sit jy het net nou genoem julle sê maar nou soos as nou iets teen Ierland moet gebeur of wat ook al, dan sal julle nou appeleer of vooruit site, ons mag site, maar dit mens doen dit minimaal van die tyd is dit mos maar eintlik jy's meer op 'n verdediging terugspoed as wat jy op aanvallende. So ons het kyk die site ding is ons het nogal 'n groot hierdie jaar toe ons gespeel het in die Springbokke het baie seer gekry in Auckland. Ons het dit en dit is ons sê dit is die rede hoekom ons hulle so pak gegee het in Twickenham. Die Bokke het gedink hulle het 'n verrassing vir die All Blacks in Auckland. En dit het nie so uitgewerk nie. So hulle het pyn gehad en hulle het met pyn so intoe gaan. Maar een van die goed wat daarso is daar's teenoor Jordie Barrett het gegaan met 'n touch shoulder teenoor in Duinen Dalende se kop in. So dan kan jy as 'n span kan site, want daar's 'n sighting commissioner en die sighting commissioner besluit maar jy het 12 ure waarbinne jy kan site. So toe het ons bymekaar gekom en besluit maar gaan ons die ou site en ons het klaar al die dokumente opgestel en so maar dit is maar sighting is 'n dit kan terugkom met 'n byt, né? Dit gaan en die oomblik as jy dit begin doen het jy 'n target op jou bek. Dis political. Ja, dit is political en dit is is maar dit is ons het besluit ons gaan dit net doen as dit jou kan help. En toe ons en dis seker die regte manier om dit te benader ook want dieselfde ouens sal na ons of soos verstaan sal Suid-Afrika ook so benader. Weet as jy dis presies as Manie iets ding doen dan site jy vir Manie as Manie verstaan want jy weet dis sê maar waar ons vulnerable is. Ja. Die ander ding wat ek vandag gesien het is daar was net so vinnig opskrif gewees van Dwayne Vermeulen wat nou in die moeilikheid is oor hy ou wat sy hemp gegryp het wat hy mos so afgeklap het. Luke Jacobson wat is dit 'n media ding of want is ons nie gesite nie as dit nou eers uit. Nee, dit kan glad nie wees nie. Ek dink is 'n grap. Ek weet glad nie, maar ek dink is net onthou daar's net So al hierdie goed is jy weet dit is as die regulasies nie daarvoor voorsiening maak, dan kan jy dit nie doen nie. So enigiets wat gebeur moet jy binne die tydperk doen en daai goed is alles 48 uur. So ek dink soos die sighting dink ek is nog korter. So jy het 24 uur om te site na dit. En die sighting commissioner dink ek dit hang weer eens af van die kompetisie en so maar hy het 24 uur of sy het in die geval gewees. En die opponerende span dink ek het net 12 uur om haar te saai wat nou teen hulle speel. So dit is maar is dit nie iets wat die All Blacks dis 'n kuns wat hulle reg kry wat ek dink ander spanne nie in die wêreld reg kry nie. Hulle is nie noodwendig vuil spelers nie, maar daai nitty-gritty bietjie off the ball, Richie McCaw wat so bietjie van die kant af kom, 'n ou wat net daai split sekonde wen deur die ander ou vashou. Ek dink die All Blacks is meesters in dit. Hulle het definitief dit verfyn of perfek. Ek stem saam hulle dis die Dark Arts, Masters of the Dark Arts, maar ek het vandag toevallig toe ek nou die Dwayne ding net sien en toe sê okay wag, ek gaan nou vinnig 'n bietjie uitvind wat kan ek te lees kry oor hierdie. Toe kry ek toevallig begin eers op Twitter want dit is mos maar gewoonlik oor die vinnigste nuus geskuif en toe ek Dwayne Vermeulen en toe kom dit nou eers op hierdie video wat hy nou so klap en dan die tweede een is waar hy lê dan is Adi Savia staan so dan wys hulle van ver dan val Adi Savia net om dan wys hy die ander kantste dan lê Dwayne so in die rak en dan ewe skielik kom sy arm net so dan soos hy trek sy bene net so vas en as Adi probeer hardloop dan soos val hy om. So dis Dark Arts. Jy irriteer 'n ou vir geen rede nie. Nee, dis briljant. Want ek wil net iets anders vra, maar ek het nou vergeet toe ons op hierdie punt was. Terwyl jy dink aan daai punt, ek het 'n baie interessante storie wat jy vir my ook een keer vertel het. Nou
ek gaan uit op 'n lim hierso want ek weet nie of dit laat was en dit eintlik 'n Bollard storie was nie. Opgemaak het. Maar jy's 'n groot Liverpool man. Ja. Julle gaan die liga wen die jaar? Ja, nee. Nee. Okay, nie. Nee, miskien vir top 4, miskien top 4. Ja, top 4. Okay. Daar's geen manier. Wie speel daai? Tottenham. Ons is gaan to Wembley's, nie so gaan Old Tremblay. Come on, you Spurs. Come on, you Spurs. Come on, you Spurs on the way to Wembley. Tottenham's gonna do it again. They can't stop them. The boys from Tottenham, the boys from White Hart Lane. Brilliant. Oh, sê. Dit neem ek aan dat jy nou geleer in jou tyd in Wallis. Maar ek wil net vir ons die storie weer vertel. Ek dink Lombard sal dit moers interessant vind van die een stadion of die een kant van die paviljoen, die Kop. Ja. Van Liverpool se stadion, waar kom dit vandaan? Wat is die storie agter? Ja, kyk, daar's geen twyfel en ek sê dit ek weet daar's geen teenspraak daarteen nie. Dit is 'n feit. Die mees bekende paviljoen in die wêreld in enige sport is die Kop. Daar's nie 'n meer bekende een nie en dit kom van Spioenkop af. Dit kom van die Tweede Boereoorlog af. Ooh. En so wat gebeur het is, maar jy moet eers gaan lees oor Spioenkop. Spioenkop is 'n verskriklike interessante storie. Daar was, onthou wie was bo op Spioenkop? Dit was 4 wêreldleiers was bo op Spioenkop. En ek dink bitter min mense. Louis Botha wat daar's nog steeds 'n standbeeld van hom voor uit die vredesverdrag van die Eerste Wêreldoorlog onderteken. Hy was eerste minister gewees van Verenigde Suid-Afrika. Jan Smuts wat die enigste persoon is in die geskiedenis wat die enigste persoon ooit, die enigste persoon wat die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog se vredesverdrag onderteken het. By al die ander goed het hy gedoen. Mahatma Gandhi en Winston Churchill was almal bo op Spioenkop. Jy weet Mahatma Gandhi was bo op dit geweest. Hy was 'n ambulanswerker, né? Hy het gehelp om draagbaar uit mense rondgedra. Vir wie? Nee, hy was 'n Nee, hy was 'n humanitarian. Hy het so 'n liefdadigheidswerk gedoen en so aan. Okay. Maar ja, so anyway, so hulle was daar gewees en toe in 1908, maar teen jy het my nou 'n bietjie omkant gevang. Ek het nou nie heeltemal, maar ek dink in 1908 en daai tyd toe was die stadion glad nie gelyk soos dit nou lyk nie. En onthou Everton het eers bestaan en toe het Liverpool so Everton wat in Stanley Road is en Liverpool by Anfield. Dit is 2 blokke uitmekaar het nê. Teen dit is nader as en daai stadions is elke week. Dit is nader as wat ek en jy uitmekaar het bly. Is daai 2 stadions uitmekaar het. So toe was daar nou 'n spiet gewees en toe het Liverpool ontstaan in elk geval en toe het hulle nou 'n stadion daar, maar dit is nie eintlik 'n stadion nie. So hulle het net hulle het so 'n grond so 'n mounted heap gehad waar die mense teen gestaan het. En toe in 1908 het die een verslaggewer, toe was so as ek nou weer net kan terugkom na Spioenkop toe. By Spioenkop het daar nou iets so sê net maar 1500 is heeltemal so baie nie, maar van een of ander regiment van Liverpool het gesterf daar. Want as jy kan onthou wat daar gebeur het is, niemand het geweet wie is bo op Spioenkop nie. My Engelse was. Die Engelse het gedink hulle is en die boere het gedink hulle is nie en hulle was nie seker nie. En toe is hulle daar in die middel van die nag en toe die oggend toe die mis sak. Toe die Engelse vir hulle loopgrawe gegrawe so 30 cm diep, maar toe die probleem is toe lê die boere en bokant hulle en skiet af op hulle. Wow. So hulle toe nou begin om Tiaan daai is 'n uitstekende boek hoor. Toe het hulle begin om hulle te skiet daar van bo af en hulle het soos in fisies bo op mekaar gelê. So uit Liverpool se gemeenskap is daar klomp mense dood. So dit was iets vir hulle the Kop. En toe het die een verslaggewer het toe geskryf van hierdie mense wat staan teen hierdie een, it looked like the Kop. En toe hulle uiteindelik nou 'n stadion oprig, toe het hulle dit genoem the Kop. Yes. En dit is van Spioenkop. Dit is 'n koneksie in die Premier League. Dis belaglik.
En dit is, dis seker een van die most iconic, soos wat jy sê, stadium faces, stands. Ja. Ja, En nou kry nog steeds mense wat vir Tottenham ondersteun. Dis vergaande. Dis dan beter, Tottenham is dan bietjie slegter as Man U, so ek moet my bietjie afgee daar. Ek moet sê, ek dink daai is die naaste wat ek al ooit gekom het aan 'n goeie oortuiging om spanne te ry. Ek is nie die grootste sokkerondersteuner in terme of ek was nie, kom ek sê sokkerkenner nie. Ek geniet die sokker en ek het van universiteit af bietjie meer geleer en de M en Frankie Jansen, dankie het hulle FIFA gehad het, FIFA Xbox in die koshuis, dit my gehelp sokker leer. Maar ek het van kleins af wat ek kan onthou was Man U, maar my span, so dis nou maar my span. In hierdie tyd wat Liverpool so gedomineer het met die Afrika koneksies wat hulle gehad het en toe Atti die storie vir my vertel, erken ek baie sag, maar ek moet sê ek was nogal bly toe hulle die Premier League gewen het in daai jaar. Net gou dit nog sê is kyk daai jaar, kyk Sia, jy moet nog kyk wanneer Sia 30 geword het. Toe sou ons vir sy verjaarsdag sou ons Liverpool toe gegaan het vir 'n game. En toe kon ons nie gaan nie want dit was nou COVID gewees. Maar toe het hy vir my 'n trui, ek het dit seker vir jou gewys nie. Ja. Dit het vir my 'n trui wat Jurgen Klopp geteken het. En En 'n hoedjie wat Jurgen Klopp geteken het Sia vir my toe gestuur in plek daarvan. Wat hy toen ook geteken het, so dat dan maar nice van die ou. Ja, dis crazy. Ja, dis baie nice. Dis baie cool. Ja, dis nogal so lekker piece of memorabilia. 'n fyn breekstukkie. Ek sal dit eendag vir die podcast, as julle bekend is, sal ek dit opvuil vir julle. Ag, fantasties. Dan kry ons vir 2 nuus. Dan kry ons vir Jurgen Klopp om te kom praat. Ja, kyk as ons hierdie World Cup gaan reg doen, nee, dan het ons 'n kans om bietjie hoogtes te bereik. Ek wil gou 'n laaste ernstige vraag vra voordat ons weer miskien bietjie kan in die informele goed inhardloop. Is daar 'n manier en jy het eintlik Lombard die vraag in die week opgebring, die refs. Hy het nou 'n slegte game, hy het 'n paar blaatante slegte calls gemaak. Is daar 'n manier hoe hulle verantwoordbaar gehou word? Wat werk accountability refs se kant toe? Ja, kyk, dit is eintlik massive. In die sin van hulle te hengse proses, vanaf daai ons professioneel is, nee, hulle word die hele tyd getoets op absoluut alles. En byvoorbeeld net, as ek net kan sê, Cheryl Calder, sy coach vir Barnes. Wayne Barnes. Ja, Wayne Barnes. Sy coach hom net oor sy visual goed nie. Maar okay, so elke en weer eens net dit verskil van kompetisie tot kompetisie. Maar so wat gebeur is elke skeieregter het na 'n wedstryd moet hy 'n hele assessment van homself doen. So hy het 'n assessment van homself en hulle het daar's 'n iemand wat dit vir hom ook doen. En dan kom hulle bymekaar en hulle gaan deur wat jy verkeerd gedoen. En daar's 'n hele klomp kriteria van jou posisionering, van jou lynstaanspel, jou rakspel, jou dit en dat. En dan gaan dit nou na een of ander forum toe en daar word dit geassesseer en so aan. So ja, hulle word en dan word jy word uitgeskop. So jy gaan nie quarterfinals, semis, finals was. So hulle gaan nou nie, dis nou nie soos in jy kry 'n rooi kaart of hulle vat jou match fees af of sulke goed as jy nou 'n fout gemaak het wat iemand 'n wêreldbeker kos jy maar ja, jy word maar net gedemout. Ja. Jy gaan nie beland op op 'n panelie. So dis hengse, daar is 'n klomp, daar's so 'n klomp gevolge vir hulle en dit is intens. Hulle word baie hard geassesseer. En is obviously seker dis 'n baie as jy kyk na refereeing as 'n sport op sy eie. Want obviously die mense wat dit doen is almal wat begin ref, wat ander dit doen se ultimate punt is so nou om die World Cup finaal te blaas vir hom is so goed soos Sia wat 'n beker lift. In sy persoonlike professie is dit die ultimate van dit. So dis 'n kompeterende ding, so hulle word amper geforseer om beter te wees en om sê maar nou daai negligence uit te skraap van om 'n reckless keuse te maak is kan detrimental wees tot jou karier. En onthou hulle die hele tyd soos elke ding soos in waar onthou hulle soos net hulle posisionering. Waar staan jy op elke rak? Is wie die bal het? Waar staan jy is aan die kant van die skram is, daai kant van die skram is. En hulle dieselfde soos met ons nou wat nou praat van die head contact proses, jy weet, as jy nou gaan foul play, level of danger, ek moes nog daai vraag vir jou beter gaan antwoord het, maar ons sal dit seker op 'n volgende keer doen. Ons kan dit in 'n Instagram short inbring later. So hulle het ook 'n proses, soos as jy kom onthou,
As jy by 'n rak in 'n mall, dit is crazy om dit te probeer ref, want almal hardloop van alle kante af, en terwyl iemand klou in 'n bal en iemand probeer, en is dit klaar, wanneer is dit rak? Wanneer is dit rak? Ek vra vir julle twee manne. Is dit nie as daar twee mense op die grond is nie? Nee, so as een van die opposing span en een van jou span en net met die saam die bal op die grond getackle. As die eerste Nee, dis 'n tackle. as die eerste supporting player join van die attacking team. Nee, ek dink dit is 'n goeie een om nou vir die luisteraars om vir volgende keer in te skakel. Wanneer is dit 'n rak? Want onthou die Julle oomblik is dit arrogante klomp mense wat dink julle kan skree van die kant af, kyk hier. 'n rak. Wanneer is dit 'n rak? Is onthou, want as dit is 'n vital ding. As daar 'n tackle is, ek kan probeer steel, maar ek kan nie steel as dit 'n rak is nie. So wat ek moet doen is ek moet sorg dat so vinnig as moontlik 'n rak is, want dan kan mense hande op die bal hê nie. Maar wanneer is daar 'n rak? Is dit twee mense bymekaar kom van die opposing span? Dis die vraag vir die luisteraars by die huis, maar die punt is die volgende: hoe adjudicate jy dit? Hoe refereer jy dit? Hoe sien jy? Kom ons wat jy ook sê van een van een kant en twee van die ander kant, of een van een kant en een van die ander kant. Hoe adjudicate jy dit? Hoe weet jy wie's eerste? Wanneer wie's eerste en wie's tweede daarso? Ja. En wie kom van die kant af in? En wie lê op die grond? En so hoe adjudicate jy dit? En jy maak 'n ou iemand anders veters los en Ja, dit is nou 'n ding van my nou affies ding. Ek het een ding wat ek graag miskien sal wil sien in die toekoms, en ek dink dit gaan goed gereguleer en beheer moet word, obviously, maar wat vir my nice sal wees as 'n ref ook deel kan neem in die persconference na die tyd. Ek sou dit graag wou sien net om sy opinie van die game te hoor hoe het hy gevoel daaroor. Obviously moet dit goed reguleer met wie ook al die vrae vra, maar ek dink nie dis 'n goeie plan nie. Ek dink die media sal net opweet, want dis jy het twee subjektiewe opinies wat stry oor 'n objektiewe opinie. En hulle gaan natuurlik 'n ding wil skep vir en enigiets wat hy sê, so dit is hoekom sê maar nou in die Premier League, as jy Prem kyk na die games, as hulle matchdays doen, dan sal hulle mos daai hoof van die refereeing panel wees, so hulle hom sê, hoekom was dit offside? Wat ook al hy antwoord het. Verstaan, hy as 'n buitestander vir die ref, maar die ref self. Dit kan 'n beter oplossing wees, maar ek dink tog net om vir die algemene ou daar buite wat brandewyn drinkende moeren is, want dit en dit en dit het gebeur, dalk net so 'n bietjie terugvoer te gee, om die ou wat in die van ons braaivleis opinies gee, net bietjie meer te laat verstaan hoekom 'n sekere ding gebeur het, en as hy 'n fout gemaak het, die ou te fout gemaak, hy's 'n mens. Dwayne Vermeulen nok ook nou en dan balle, dit gebeur. So Tiaan, ek dink jou laaste voorstel met Lombard se insette is die beter een. Want dit is soos 'n regter in 'n hofsaak. Jy weet, jy kan nie, as jy 'n beslissing gemaak het, dan stap jy weg daar. Dan het jy niks meer daar uit te waai nie, want die mense wat gelukkig is, gaan jou op die skouer klop, en die mense wat ongelukkig is, gaan jou kruisig. Dis eenvoudig so. So daar's niks te verduidelik daar nie. As iemand objektief kan kom. Met rugby het ons 'n geweldige uitdaging. Met sokker is dit makliker, en met tennis en sulke goed. Maar met rugby is dit 'n geweldige uitdaging, want die realiteit is, jy weet nie waarvoor jy alles, jy weet, maar daar is soveel goed waarvoor jy kan. So hy het besluit om te sê, maar okay, holding on. Dit is wat hy besluit het. En partykeer ref, dan blaas hulle vir holding on, dan het hy klaar die bal gesteel. Dit is absoluut crazy. So ek dink net, rugby is 'n baie gekompliseerde spel. Ons moet dit aanvaar. En ek dink nie, ons moet dink dat ons gaan mense wat, om nou te sê wat jy ook gesê het, is mense wat brandewyn gedrink het en te kere gaan het, hulle gaan nie tevrede wees daarmee nie. Hulle gaan, jy moet eintlik maar net sê, okay, ons hou hulle verantwoordbaar, daar's 'n proses daar aan die gang, en hulle so, en wie is die goeie skeieregters? Wie is die goeie skeieregters? Ben O'Keefe. Ja, maar ek sê nou vir jou, ek stem saam met jou, maar die ouens wat solid characters is, kyk wat soos in, hulle voel confident met hulle self, hulle sê, jy maak dadelik, en vir julle jong skeieregter kies, maak 'n beslissing, en stiek daarby, en sê, dit is my beslissing, en bly daarby, moenie flip en dit is hoekom Nigel Owens, en wat vir Andre Watson, wat julle nou seker nou nie goed geken het, hy was, as 'n balie swart, 'n rooi kaart gegee, nadat hy kaart opgetel. Ja, so daai het net 2 World Cup finals gebeur as hy. Sulke ouens, jy moet net selfversekerd wees, dit gaan oor persoonlikheid, dit gaan oor, en as jy
as jy is 'n force of personality, jy moet nie daar kom en jittery wees en probeer tegnies korrek wees Maar en so. ook sonder om oordonderend te wees in die game oor jouself te maak, want ek dink dis tog 'n bitter belangrike punt ook. Ja, nee, absoluut. Dit is 'n autoriteit af te dwing, maar in 'n diktatorskap manier eerder as 'n charismatiese manier. Dis hoekom ek die Franse skeieregters, ek is nie mal oor hulle nie. Ek is absoluut nie mal oor hulle nie. Daai Jérôme Garcés was ek omdat hy nou geblaas het toe ons nou gewen het. Maar wat kon jy gedoen het as ons die hele tyd vir hulle doodskram? Ek moes nou mos dit vir ons gegee. Hy is nou eintlik deel van Frankryk se tegniese span, Ja, maar dis 'n cool inset. Daar was mos baie rumors dat Nigel Owens mos Ja, so hy het hulle baie gehelp. Hy het baie gehelp en Jacob Peyper het baie vir hulle gehelp. So, maar dis fyn, onthou daar's geen probleem daarmee, want Jacob Peyper blaas nooit vir ons nie. Ja. So Jacob Peyper het ons baie gehelp en maar Nigel ook. Ja. Ek weet jy het in die week 'n paar huismaree vrae gehad vir ek dink dis 'n goeie tyd om hulle nou hier in die binnekant Ek is van net Wat se kos was hy? dagbreek. Nou hy's 'n daggie boy. Maar ek het kom ons sê ek is in korter tyd afstand daar gewees. In en uit, in bakspel. Ja, nee, ek het nie my volle tyd gedien nie. Nee, ek wonder maar net daar's rondom my is maar voel ons van die laaste 8 jaar amper is ons 'n klomp spekulasies van dat 'n meisies koshuis maak of gemengde koshuis maak met die nuwe gebou aanleg wat hulle mos nou het. En dan mos die Huismaree ouens wat die kultuur, hierdie afskuwelike kultuur van dat ek ook is. Ek bedoel seker 5 van my beste vriende is ou Huismaree manne, maar ek sê Hulle sê dis 'n ethos probleem nie. Dis 'n probleem met die ethos van die koshuis, ja. Ja, maar ek dink ethos is 'n anglisisme seker maar vir die mannetjies se maniere. En dan nou is ook nou die groot skandaal met die laptop saga. Ek weet nie of jy enigstens betrokkenheid daarbey. Ek weet my aanstaande skoonpa is ook 'n ou huisman. Hoe is dit? Ja. Nee. Ja, nee, man, kyk hierso, die eerste ding wat ek net wil sê is van ek is baie teleurgestel toe hulle nie vir Huismaree girls ingebring het nie. Want ons, kyk, dit is waar Huismaree vir 'n lekker lê vandaan kom. Dis omdat hulle was nooit seker gewees, is dit eintlik 'n manskoshuis of 'n dameskoshuis nie. en toe hulle nou dit nou wil formaliseer om te sê, okay, dit is nou eintlik 'n gemengde koshuis. Toe skop almal na teen. Ek kan dit nie verstaan nie. Daar was 'n hele tyd 'n klomp vrouens gewees in die koshuis, so ek weet nie hoekom hulle dit nou daaroor beklei. Regtig waar. Ja, so dit is eintlik die enige antwoord is hy's nog altyd gemeng. Dit is nog altyd gemengde koshuis. Dis net Great antwoord. En dis so equal, dis aansienlik goedkoper vir vrouens. Ja, exactly. Dit kos niks nie, jy moet net Ja. Ek het hier 'n video vandag gesien van die Walliese span wat hulle nou hulle capping seremonie gehad het en hulle amptelike Frankryk 2023 keppies gekry het en hulle staan hier en hulle sing verskriklik mooi en ek het dit goed gedink om te hoor of jy nie dalk saam met hulle kan sing as jy die liedjie dalk ken nie. Maar voordat ons dit doen, kan ek net gou dit sê nie. Van daai Walliesers wat ek het net gesien Dan Bigger het blykbaar sy speech heeltemal in Frans gedoen. Nou kyk die oudste spraaktaal in die wêreld is Wallies. Vraag is Die oudste spraaktaal, die oudste skryftaal is Latyns. En die Walliesers het 'n groot ding. Ja, Joe Rogan. Hulle het 'n groot ding daarin om iemand se taal te erken, want hulle wil hê hulle taal moet erken word. En dit is hoekom hulle dit gedoen het. Dis baie cool. En hy is lank in Frankryk hier, né? Ja, wat Ja, hy is so lank in Frankryk. Dit is ongelooflik indrukwekkend. En hulle sal so dan is daar's 'n Suid-Afrikaner kom aan, sal hulle vir hom sê, "Maar hartjie my liefie." Of sulke goed. Hulle dink net om vir iemand in jou eie taal. Kyk, julle is maar kerkmense. So in Romeine staan daar so van Paulus wat opgestap het toe die Romeine hom nou wil stenig. Toe stap hy daar om en toe sê hy vir die Romeinse wagte, hierdie het 'n Wallieser vir my vertel, by the way. Toe stap hy daar op teen die fort en toe wil die Romeine hom nou
kruisig. En toe sê hy vir Romeinse wagte, ek wil met hulle praat, want kyk, Paulus was ook 'n Romein geweest, nee. Toe praat hy, en toe staan daar in Romeine, nie in al die vertalings nie, onder andere in 1983 Afrikaanse vertaling nie, maar toe staan daar, en toe hulle hoor dat hy met hulle in hulle eie taal praat, het hulle stil gebly. Nou daai is 'n Walliese ding, daai ding van die taal. En nou, as ek nou gou vir jou 'n ander anekdote vinnig kan vertel, Tiaan, is toe, mag ek nog vinnig, Ja, jy mag, so doen net wat jy wil, die podcast is jou, nou ons verkoop alles aan jou hierna. As ek reg onthou, was die 6 September, hulle kan nou gaan Google of dit nou waar is of nie waar is, maar die 6 September, sê maar 1998, dit was definitief 1998, maar dit was op 'n Vrydag gewees, en ek vlieg met Air Namibia en ek land in Heathrow, en ek ry die aand daarvan af deur in die reën tot in Wallis, en die volgende oggend word ek wakker daar in Wellspool, in die middel van Wallis, en ek ry daar met 'n rugbybus op, en ons gaan speel teen Real, R-A-I-L, as die pleksnaam, en toe ons die aand terugry, toe begin daai manne sing, en elke man in daai span kan sing, elke man kan sing, en ek was fascinated, so Tiaan wat nou ingeluif het en gesê het, maar ek het al hierdie prestasies, hoekom ek so seer gemaak was, omdat hy gesê het vir my mannekoor nie, daai het met my begin is, dat daai manne kan almal sing, en ek dink net, maar hoe is dit, almal van hulle kan sing, maar ons kan nie sing nie, en elkeen van ons sing, nee, maar toe sê die juffrou dit en dat en so, en dis hoekom ek mannekoor begin het, en by the way, ja, maar okay, nee, maar wat is... Nee, dis wat die mense dink, dit is dis wat hulle dink, dis die tradisionele Suid-Afrikaanse oogpunt. Maar jy het vir my al 'n paar keer, as ons 'n vleisie op die vuur gehad het Atil my 'n paar keer probeer maak sing, en ek het maar met 'n laaste stemmetjie hier agter weggekry. Ons saam dan, jy kan nie mense op die spot sit op die maar niemand het jou nog geleer nie. Niemand jou nog geleer nie. En daarso elke pa, onthou die woord Eisteddfod wat almal van ons ken, is 'n Walliese woord. So Eisteddfod is 'n Walliese woord. Nee, ek kon dit baie. So dit is waar daai kultuur van sing vandaan kom. So nee, ek al belt dit uit. Hierso is my net so terwyl jy Eisteddfod oor 'n spektrum. Maar daar was Eisteddfod ook. Dis ek by die Spectrum dans of by my danskompetisie by Pretoria Stadsaal. Ja, dis baie goed wat ek kan sê oor hierdie foto. Ek is baie jammer die luisteraars kan nie dit sien nie, maar ek vra net soos as daar Instagram besigheid is vir hierdie ding, asseblief post dit. Want ek dink dit gaan ver gaan. Regtig dit. Adi, ek wil gou smaal gou saam die foto. Dit is make-up en hare gegel met glitter in. jy bedoel skulptuur daai. Nee, dis skulptuur. Maar ek weet nie, Adi, ken jy vir Calon Lan of Calon Lan? So kan ek gou vertel die storie van Calon Lan. Calon Lan beteken gold heart. So waar hulle sing hierso is, give me a golden heart, give me a pure heart. Dis wat hulle sing. Dis wat Calon Lan is. Maar dit is 'n pragtige gesang. Dis 'n pragtige gesang en julle kan as julle ooit kans het, gaan luister as die Kaapstadse jeugkoor sing dit. Want daarso is van daai Xhosa stemme wat dit beautiful kan doen. Ja. Maar die Wallisers, niemand beat hulle nie. Okay, hier kom ek vir my is dit 'n mooi ding om te hoor. Dis glad nie wie ek is of deel van wie ek is, bedoelend ek is nie gemaklik om dit te doen nie. Om wat te doen nie? Skep 'n bietjie wyn? Nee, ek is reg dan. Nee, ek bedoel om in die openbaar te sing of om net blaatant of blaatant is nou nie die woord nie, spontaan net begin sing. Ek is iets wat vir my gemaklik kom. Ek weet vir Lombard hy's 'n danser. Hy sal nie dans voordoen en die mense kan sing. Maar ek weet nie, ek het gedink dit is dalk iets nice wat ons mee kan half op die einde intree en as jy die woorde ken, sing saam as jy nie ken nie. Ek die woorde ken nie, maar ja, ek sal die ek kan harmonize. Kom ons luister, ek weet nie of dit so mooi gaan uitkom op die kom rugby spelers op die stage. So almal kan sing. Ek wonder. Is 'n happy heart, né? Appes.
dit is uitstekend. Nee, is Ja, nee, so ek dis vir my mooi. Ek hoop die Wallacers doen te goed nie. Ek dink hulle baie opinies oor hulle, maar ek sal dit dink later daar's 'n paar bespreek. spanne wat in die moeilikheid is, Engeland, Australië, Wallis. Ek weet nie, ek dink Wallis is die naaste aan dit reg kry. Voel dit vir my. As gevolg van coaching, nee, as gevolg van Gatland coaching. effek. Ja, hy's en ek dink net hy het 'n bietjie meer gravitas as Steve Borthwick. Jy weet Steve Borthwick het as dinge vir hom, as hy die eerste paar games gewen het, dan sou hy dit gekry het, maar toe het dit gebeur nie. En dan skielik, jy weet, dan draai hy ding teen jou. Jy twyfel in jouself op. Twyfel in jouself so, ja. Ons gaan nou, ek en jy gaan 'n bietjie in diepte die squads analiseer en ons predictions uitsit, maar as ons hierdie meesterbrein hier langs ons brein kan bietjie prikkel en vra, wat is jou predictions? Wie dink jy wie gaan wen? Wie gaan upset maak en algemene opinie oor die World Cup kom? Ja, so ek kyk, ek wil net gou sê, dit is so baie keer, en dit is wat so wreed is van professionele sport. Jy kan the best laid plans hê, maar die ander span het ook dit. En dan is daar so sulke simpel goed hulle naai tyd sê, soos die ander span wou dit meer gehad het en sulke nonsens. So enigiets kan gebeur. Ek bedoel, ons kan nie uit die pool uitkom nie. Jy weet, ons kan verloor teen, dis 'n realiteit. En maar net by the way, Jacques Nienaber sê die ergste ding om te doen is om te verloor in die quarterfinals. Dis die eerste keer jy moet binne, ek dink so as man, dit is binne 12 uur omtrent met die land uit wees. Dat's net pak and go. As jy sevens verloor, dan jy daarom nog jy die uitspeel vir die brons en so, is nou al absoluut. Maar anyway, nee, so ek dink net die eerste ding wat ons net ook moet onthou is dis mos nou as ons die World Cup wen, is Rassie en Jacques en Felix is almal ons heroes. As ons hulle het presies al dieselfde goed gedoen, maar iemand anders in die bal spring verkeerd en dan's 'n rooi kaart hier en daar, dan is hulle absoluut useless. Dis mos nou maar hoe dit is. Gelukkig word ons werk nou nie so beoordeel nie. Maar as jy vir my vra, is dit kom ons die geld betaal word, hulle betaal. Ja, nee. So maar ons vorm ek elke dag gaan werk en dink jy gaan vandag nog gefire word. Ja. So nee, ek dink Suid-Afrika en Nieu-Seeland in die finaal. Ja, ek dink ons gaan in die finaal speel teen Nieu-Seeland. Jy dink nie die groot wen teen Nieu-Seeland gaan ons teen ons tel as ons weet teen Nieu-Seeland. Nee, wat teen? Ek moet nou sê, as jy nou vir my baie goed kan vra van hierdie span, is hulle dit reg gekry om en ek is vir Jacques byvoorbeeld vat, daai dinge, soos net ego is gone. Dis jy daar's die ouens met chips. Dit is ja, maar moenie ek bedoel 'n mens moenie My hartklop dink ek is om 90. Ja, jy moenie ja, maar dis nie byna. moenie so die daai glad het. Ons het net gesien ons kan hulle dominate. Vincent Koch was eers in die freaking mix gewees sê ons kan hulle dominate. So ons het dit gesien. Damian Dalende wat dit is 'n amazing speler daai. En die goed wat ons ouens sien nie, wat hulle sien. Wie hulle hard oefen ouens. Wie wat tegniese goed. Elke keer as jy dit sê, dan dink ek aan daai foto in 2019 in Japan, net so voor die World Cup begin het, toe ons almal by die swembad so gestaan het en almal het so hoe fiks daai span gelyk het. Ja, en die jaar is nou bewering fikser, so. Nog fikser. Ja, Rassie is fikser. Ja. Ja. En onthou Rassie en Jacques was nie skaam om te sê 2019 was 'n vloek geweest. Hulle het gewerk vir die jaar. Hulle het van die begin af 2018 het hulle gesê hulle. Maar ja, Atti, bitter baie dankie. Ons gaan jou dalk weer inroep 'n week of 2 later in die World Cup as daar 'n paar dinge verwikkel het en miskien hopelik nie vir ons nie, maar 'n paar rooi kaarte aan die ander kant is, 'n paar verduidelikings. Van my kant af baie dankie. Dankie dat jy vir my huis gegee het in Ceres toe ek hier aangetrek het die eerste keer. En dankie dat ons bietjie met jou kon gesels en jou kennis uitgetrek het. Dis vir my moer so interessant. Ek hoop is vir die luisteraars ook. Ja, nee, Atti, baie dankie. Ek sit in vir my is moet ophou nie. Dat ek gaan dit baie dankie vir jou inset en dankie vir jou tyd. Enige tyd. Ek gesê in 20 minute weer. Ja, ek wil sê mag nie langer as 'n uur nie, maar hier sit ons en ek dink die regte rugby liefhebbers gaan die ding oor en oor luister. Weet jy wat nee, ek wil net laat dit duidelik wees en ek bedoel dit regtig. Ek gee nie om oor enigiemand wat hierdie ding luister nie. As niemand luister nie, is dit fyn.
Dankie. Ja, baie dankie. Dankie julle, dit was lekker. Dit was regtig kak lekker.